Goeiedag almal. Die afgelope maand het ons gesien dat alle markte baie goed presteer het, plaaslike en buitelands. Ons het ook gesien dat ons portefeuilles daarom die volle voordeel getrek het van hierdie markte wat so goed groei. En dit het maar gebeur deur die goeie diversifikasie in ons portefeuilles. Maar verlede week was daar 'n paar belangrike besluite wat geneem was. En Wally, wil jy nie ons bietjie daardeur gesels nie? Ja, dit is maar 'n aanloop nog die hele jaar van onsekerheid as gevolg van Trump se tariewe, en hy het die sperdatum van 1 Augustus gegee vir die implementering van sy tariewe. 1 Augustus het gekom en die tariewe is geïmplementeer, en dit het markte redelik, ek wil nie sê onkant gevang nie, maar die ouens het redelik negatief daarop reageer. Ek dink wat jy ook saam met dit moet vat is Amerikaanse werkloosheidssyfers, wat aan die swak kant uitgekom het, baie laer as wat die ouens verwag het, en dit is wat Trump die hele tyd nog vooraan gesit het vir die tariewe, is dat die Amerikaanse ekonomie sterk is. Die positief daarvan van hierdie swakker werkloosheidssyfers is dat ons 10 teen vinniger rentekoers dalings in Amerika gaan kry. Powell het die hele tyd teruggehou nog op hierdie stadium rondom Amerikaanse rentekoerse, en dit was maar as gevolg van hy wou gesien het wat is die impak van tariewe, maar ek dink dit begin nou duidelik word dat die Amerikaanse ekonomie dalk nie so sterk is soos wat hulle gedink het nie. So ek dink ons gaan begin rentekoers dalings daar sien. Dan op die tariefkant, ek dink Trump, mense met dit ook moet 'n knippie sout vat. Trump is besig om tariewe te gebruik om te onderhandel met die res van die wêreld. Jy weet, soos hy die hele tyd sê, hy wil die hele tyd 'n deal doen, soos hulle in Engels sal sê. So hy het nou uitgekom met sy 20 of 30 of 40% in party lande, maar ek dink op die einde van die dag gaan tariewe hier rondom 10 tot 15% stabiliseer vir meeste lande. Ja, en dit het die wisselvalligheid veroorsaak, maar weet, dit is maar 'n 1 dag of 'n 2 dag gebeurtenis. Onderliggend lyk die markte nog steeds baie sterk. En dan het ons ook natuurlik gesien dat ons rentekoerse hier met 25 basispunte gesak het, en dit gaan daarom ook om 'n beter groei vooruitsig, jy weet, te probeer stel vir ons land. Ja, dit is reg. Ons rentekoerse het uiteindelik begin daal. Ek dink daar's ruimte vir nog baie dalings van ons Reservebank af. Ek dink ons ekonomie het dit brood nodig. As jy kyk na ons groeisyfers, ons kort laer rentekoerse om die ekonomie aan die gang te kry. Onderliggend doen ons maatskappye baie goed, desondanks die hoë rentekoersomgewing. So met laer rentekoerse in die vooruitsig kan ons markte nog redelik goed presteer van hier af. Wally, hoekom hou wêreldmarkte aan met groei te midde van al die onsekerheid wat ons eintlik al die laaste paar jaar saam met ons het? Ja, ek dink jy moet gaan kyk, 'n mark of markte wêreldwyd kyk vorentoe. Markte kyk nooit agtertoe nie. So die markte is al reeds besig om die slegte nuus of die onsekerheid te verdiskonteer, en dan kyk hulle wat gebeur vorentoe en wat is die impak daarvan. So as jy vorentoe kyk, word die markte op hierdie stadium gedryf deur die feit dat ons lae rentekoerse gaan sien, gevolglik is daar meer likwiditeit in die markte. As daar meer likwiditeit in die markte is, dan begin die ouens in die aandelemark inbeweeg. As rentekoerse laer is, dan is mense geneig om te sê hulle kan iewers elders 'n beter opbrengs kry. En die aandelemarkte wêreldwyd is dan die plek waar die fondse na toe gaan. Dan is daar ook die kunsmatige intelligensie dryf wat ons sien reg oor die wêreld. En die hoeveelheid geld wat daarin gaan en die vernuwing wat daarmee gepaard gaan en die impak op verdienstes vorentoe. So daar's baie geld wat daarin vloei. En dan soos ek gesê, daar's niks anders om in te belê nie. Jy kan nie in rentekoerse gaan belê nie of in staatseffekte nie. Jy kan nie in kontant bly nie. So gevolglik is daar 'n wal van geld wat in aandelemarkte in beweeg, maar nog verder in kan beweeg. Die JSE indeks van alle aandele het in Julie verby 100.000 punte beweeg, wat 'n historiese gebeurtenis is. Maar beteken dit dat ons nou kan verwag dat daar weer 'n val gaan wees in die indeks? Nee, nie noodwendig nie. Die vlak van 100.000 is maar net 'n sielkundige vlak. Die belangrikste ding is om te kyk na wat is die onderliggende fundamentele drywers van 'n mark. En in ons geval is 100.000, ja, dit is sielkundig, is dit baie goed. Ons het 100.000 bereik. Maar mense moet vorentoe kyk en sê, goed, hoe lyk ons fundamentele, ons onderliggende fundamentele gesondheid van ons maatskappye?
En wat gaan met rentekoerse gebeur? Ons voel fundamenteel lyk ons mark baie gesond, rentekoerse behoort laer te wees. So ons dink die 100 000 vlak, ja, alhoewel dit so kinnig is, dit pla ons nie te veel nie. Dit is hy sal 10 teen hoër as dit gaan. Maar wat mense ook moet besef is, omdat hy die 100 000 vlak getref het, beteken nie hy moet dan afkom van daar af nie. Ja, dalings kan ons wel sien, en dit gaan gebeur, maar gewoonlik is dit kortstondig, en mense moet eintlik van daai geleenthede gebruik maak. Waar sou jy sê, sien jy geleenthede in die Suid-Afrikaanse mark as ons nou vorentoe kyk? Op die oomblik is daar 'n redelike verandering in die kommoditeitsmark. So ons dink die kommoditeitssiklus het gedraai. As jy gaan kyk na wat gebeur met kommoditeitspryse reg deur die wêreld, redelike stygings wat ons die laaste 3 tot 6 maande daar sien. Die aandelepryse het al begin reageer daarop, maar ons dink as hierdie vlakke kan voortduur, kan ons nog steeds geleenthede daar sien. So veral in die platinum sektor en dan ook in die goud sektor, lyk of daar nog stygings daar kan wees. Dan hou ons ook van die finansiële sektor. As 'n voorbeeld, Absa. Jy kan Absa op 'n prysverdienste veelvoud van 7 nou koop en 'n dividendopbrengs van amper 9 tot 10%. So jy kan beter in Absa doen uit 'n dividendopbrengs as wat jy in die geldmark kan doen. So ons sien 'n geleentheid in meeste van die finansiële aandele. En dan gaan ou nog steeds na jou randverskansers ook kyk. Jou Naspers word gedryf deur Tencent, so dis die ontwikkelende markte, so kyk nog steeds daarna. Richmond lyk nog steeds aantreklik, hy het redelik afgekom die laaste ruk, so Richmond lyk of daar geleenthede nog daar kan wees. En ja, meeste van ons maatskappye in Suid-Afrika doen goed en lyk goed. So dwars deur die bank is daar geleenthede, maar dit gaan gepaard gaan met wisselvalligheid. En ek dink, Wally, baie dankie, die wisselvalligheid wat ons nou sien en jy weet die tariewe wat verander het, wat 'n impak het, ek dink die belangrike deel is om nog steeds deur dit te kyk na die langer termyn. Baie dankie.